So ons vra vir ons kinders, wat wil julle eendag word? Ons vra baie selde vir hulle, wat wil hulle wees? Watter tipe mens wil hulle wees? En ek dink dis die klem, watter tipe mens wil jy eendag wees? Want ons is in hierdie ratreis van prestasie en produktiwiteit. En dan sê prediker, dan sê hy, wat kry die mens vir alles wat hy met soveel moeite homself mee besig hou? En dan sê hy verder, in vers 23 van hoofstuk 2 sê hy, die mens wat self snags nie sy gedagtes tot rus kan kry nie. En ek dink baie van ons kan daarmee assosieer. Ek myself, ek wat 'n bietjie van 'n slaapstering het, sukkel verskriklik daarmee, want my kop is besig. Kapie, jou kop is baie keer by die beeste, en dan is dit weer terug by die stroper, en dis die wêreld vol. Dis oral, ons kop is besig. En dit is 'n ou antieke. Nou moet ons onthou, Prediker skryf hierdie ding 300 jaar voor Christus in die Hellenistiese tydperk. Skryf hy dat die mens self snags nie sy gedagtes tot rus kan kry nie. 2300 en kom ons sê 30 jaar terug skryf hy reeds hierdie ding. So as jy hier sit en jy sukkel met 'n slaapprobleem, of jou gedagtes kan in die aand nie afskakel nie, is hier die eerste een. It's been like that for a while. Ek wil jou graag vanoggend uitnooi om saam met my so 'n bietjie te droom en te dink, wat sal die mense op jou begrafnis sê? Ons weet nou, Dominee Braam is oorlede. Wat sal mense op jou begrafnis sê? Sou hulle sê, Jessie, daai ou het al sy e-posse geantwoord. Hy het verskriklik hard gewerk. Wat sal hulle op jou begrafnis sê? Hy het so gejaag in hierdie lewe, Jessie het die vinnigste kar ook gehad, want hy moes van punt A na punt B vinnig daar uitkom. Wat is dit wat die mense van my en van jou op ons begrafnisse sou sê? Nog werk, net nog 'n bietjie meer, want ons tema vanoggend, wanneer is genoeg, nog 'n bietjie vinniger, nog 'n bietjie minder tyd, nog 'n bietjie haastig na die volgende bestemming. Is dit wat hulle op jou begrafnis sal sê, op my begrafnis sal sê, of sou hulle sê, sy kinders onthou hom vir die tyd wat hy saam met hulle spandeer het, vir die memories wat hy saam met hulle gemaak het. Wat is dit wat hulle op jou begrafnis gaan sê? En toe ek aan hierdie gedagte dink ek wonder. My klein dogtertjie is 3 jaar oud, net onlangs, wou sy nie eers meer na my toe kom. Want papa is altyd besig. Papa is besig. En toe sê die Here, as jy nou so besig wil wees en jy wil so grand wees en jy dink, jy wil hê dat almal van jou moet hou en jy moet hierdie oulike dominee wees en jy moet by almal dadelik uitkom, dan sit ek jy in 'n hospitaalbed om jou les te leer. Want wat gaan hulle op jou begrafnis sê? Het jy tyd saam met jou kinders spandeer? Het jy tyd spandeer aan goed wat werklik waarde het? Of nie? Nou die woord genoeg in Hebreëus is hevel. En dit beteken mis. En dit is 'n ongelooflike mooi woord, want genoeg, en nou praat ons nie vanoggend net van geld en besittings nie. Ek wil hê jy moet dit asseblief mooi hoor. Ons praat nie net van geld en besittings en wanneer het jy nou genoeg, as jy nou hoeveel posses en hoeveel wat ook al het, gaan jy dan happy wees. Ons praat nie net daarvoor nie. Ons praat van wanneer het jy genoeg hier binne jou? Wanneer gaan jy gelukkig wees? Wanneer gaan jy gelukkig wees? As jy wat gedoen het, as dit afgehandel is of dit afgehandel is, gaan jy dan gelukkig wees. En die Hebreëse woord hevel beteken mis. Wat 'n ongelooflike mooi woord. Dit beteken mis. Soos nou in die winter as daar mis so gereeld is, julle wat vroeg op die paaie is, dis mis. Dis die ander betekenis van die woord. Kan jy mis gryp?
Kan jy mis vasvang? Kan jy hom vat en sê, hier is hy in my hand, ek het mis in my hand? Jy kan nie. En dis presies wat die prediker van ons vanoggend wil leer. Jy kan nie genoeg vasgryp nie. Want waar jy ook al is, sal die volgende ding genoeg wees. Kom ons sê, jy bou 'n nuwe huis. Eers en dan staan jy daar na die tyd, yes, dit lyk grand. Of jy doen jou hele huis in die binnekant uit, teel, maak jy verf die hele huis oor, dan staan jy so terug. Ja, dis grand. Hierdie is grand. Gee dit 3 maande, dan is dit net nog 'n huis. Dis hoe ons koppe werk. Dan is dit net nog 'n huis. Want ons probeer vel. Ons probeer hierdie mis vasgryp, maar die prediker sê vir ons, daai ding gaan jy nooit vasgegryp kry. Genoeg gaan jy nooit vasgegryp kry nie. Ons is soos hamsters op 'n wielietjie. Die van die hele wat al op 'n hamsters gesien het op 'n wielietjie. Ons sê, as ek net hierdie dag agter die rug kry. En dan die tweede gedagte is, as ek net hierdie maand agter die rug kan kry. En as ons weer kyk, dan vra ons vir onsself, hier sê, as 2026 nou net kan verbykom. As 2026 nou net kan verbykom, en as jy weer kyk, is 10 jaar, kon. Soos ons op hierdie hamsterwielietjie. Die prediker nooi ons uit vanoggend om te besef wat die kosbaarheid is van genoeg. En dat genoeg eintlik hier lê, nie buitekant jouself nie. Die prediker sê, selfs sy gedagtes, ons gedagtes kom nie snags tot rus nie. Veel keer was jy al by die werk, dan kom jy by die huis, dan is jy by die huis, maar die werk het jou nog nie gelos nie. Jy verlaat die werk, sonder dat die werk jou verlaat. Jy verlaat die werk, sonder dat die werk jou verlaat. En dan sit jy om hierdie etenstafel, en iemand praat met jou, maar jou kop is op 'n ander plek. Jou kop is heeltemal op 'n ander plek. Want jy is nog die hamster op die hamsterwielietjie. En dan sê die prediker vir ons, wat kry ons vir al ons goeders waarmee ons met soveel moeite ons besig hou? Eintlik wat hy sê is, al wat jy kry, is daai etenstafel. Al wat jy kry is daai drukkie. Is eintlik al wat regtig van waarde is. En dan sê hy nie, dis sleg om hard te werk nie, moet asseblief nie verkeerd verstaan nie, hy sê net 'n entjie verder, kortliks verder, dat dit goed is vir die mens, om hom besig te hou, met hierdie goed. Is goed vir die mens. Wanneer vra ons werklik toestemming om te leef? Wanneer hou ons op om toestemming te vra om te leef? Het ons toestemming nodig om te leef? Want wat ons eintlik sê is, as dit klaar is, as hierdie ding klaar is, of my kinders is alright, of my pensioen is groot genoeg, as hierdie ding net klaar is, nee Leon, as hierdie ding net klaar is, as die volgende ding net klaar is, en klaar is, en klaar is, en klaar is, dan kan ek lewe. Prediker nooi jou en my vanoggend uit. Ons het die kat in die stert weet. Ons hoef nie toestemming te vra om te leef nou en hier nie. Het nie nodig om, as my kinders net right is, as die nulle aan die bankbalans net reg lyk, dan kan ek begin lewe. My oom, as die nulle net reg lyk, dan kan ek begin lewe. En in die hele reis vergeet ons om te leef. As ek net genoeg doen, net al hierdie goedjies uitgesort het, dan gaan ek gelukkig wees. Man, dan gaan ek gelukkig wees.
As my kinders net uit die huis uit is, en hulle is almal gesort, dan gaan ek en mamma op die stoep sit en tee drink. Nee, dan gaan ons op die stoep sit en tee drink. En dan kom ons op die stoep, en ons het niks om vir mekaar te sê. Eventually, as jy op die stoep kom, op 65 of waar dit ook al mag wees vir jou, dan kom jy op die stoep, jy skink hierdie, kinders is uit die huis uit, fantasties, alles is great. Kom ons skink 'n teekie, my vrou. Of laatmiddag aan, dalk kom ons skink vir ons 'n wyntjie. En dan sit julle daar in die sitkamer. Dan het ons niks vir mekaar om te sê nie. Want ons het vir 40 jaar mekaar misgeleef. Dat ons op so 'n plek is, dat in hierdie verhouding ons eintlik nie meer vir mekaar veel te sê het nie. Want ons het mekaar verleer, ons het mekaar gemis op die pad. Wat die prediker sê, julle mis mekaar op die pad. En dan op die einde van die dag, wanneer julle eintlik saam nou moet 'n vakansie gaan hou daar in die Kaap, dan ry julle op pad Kaap toe en julle het ook nie eintlik veel vir mekaar te sê nie. En dan vir mekaar sê, Jessie, kyk hier, ek sien uit, kyk hoe lyk die beddens op hierdie plek, kyk hoe fancy lyk hierdie plek. 15 minute gesprek en dan die res van hier af tot in Koelsberg het jy nie veel vir mekaar om te sê nie. Dis wat die prediker vir ons sê. Die vraag vanoggend is nie, wat het jy vandag gedoen nie? En hier is die kernvraag. Die vraag is nie, wat het jy vandag gedoen nie? Die vraag is, wat het vandag met jou gedoen? Dis nie, wat het jy vandag gedoen nie? Wat het vandag met jou gedoen? Wat is dit wat jy gedoen het, wat noemenswaardig was in terme van die goed wat waarde het? Nie wat jy vandag gedoen het nie. Wat het vandag met jou gedoen? Kan jy nou vanaand op die bank gaan sit en sê, vandag was so en ek het saam my kind bal geskop, of ek het my sussie gebel, met wie ek al lank nie meer praat nie. Dis nie wat jy vandag gedoen het nie, is wat het vandag met jou gedoen? Is ons bewus van die goed waarmee ons elke dag besig is? Raak ons bewus? En dis nou hier waar die werk van die Heilige Gees inkom om ons bewus te maak aan die einde van die dag, om te sê, right, nou gaan ons boeke vat. Wat het vandag met my gedoen? Het vandag my dalk 'n bietjie harder gemaak? Het vandag my dalk 'n bietjie sagter gemaak? Het vandag my dalk so 'n bietjie meer geïrriteerd gemaak, harde kwas gemaak? Wat laat ek toe van hierdie wêreld om met my te gebeur? En in hierdie gebeur verander dit my. Wat het vandag met my gedoen? Wat die prediker eintlik vir ons wil sê, wanneer ons praat oor genoeg is genoeg, en dan praat ons nie net van finansies en besittings nie. Ons praat van ons lewenskwaliteit. Watter lewenskwaliteit het jy en hoeveel moeite maak jy om goeie lewenskwaliteit met jouself en met die mense om jou vir wie jy lief is te doen? Het jy 'n wingman? Het jy iemand met wie jy kan praat wanneer dit swak gaan? En dan sê hy vir ons, eintlik wat hy vir ons uitbeeld is, hierdie is hoe die lewe werk. Miljoen is al genoeg water. Ja, hy's vol. Daar's genoeg. Daar's genoeg, stem almal saam. Hier's genoeg water in hierdie glasie. Is genoeg. Maar wat die lewe dan doen, soos met daai sakeman, dan maak hy so. Kry vir jou 'n groter glas, my chom. Kry vir jou 'n groter glas. Want daai wat jy nou doen, sê die wêreld vir ons, waarmee jy elke dag besig is nie genoeg nie. En wat die wêreld met ons doen, veral vandag, sê hy vir jou, kry vir jou nog 'n groter glas. En dis goed wat ons chase, nog 'n groter glas. Nog 'n bietjie vinniger, nog 'n bietjie harder. Soos die verhaal van
die visserman in die begin van hierdie erediens. Kry vir jou nog 'n groter boot, kry vir jou baie bote, dan sal jy genoeg hê om voor af te tree. En soos daai visserman vir die man terug sê, wat doen ek nou? Ek sit klaar op die sand en kyk vir die see. Sê die prediker ten slotte, vergeet van die glas, leer 'n bietjie om te drink. Vergeet van die saais van die glas en leer om 'n bietjie te drink. Soek die mooi momente. Soek die mooi in elke dag. Soek die goeders wat jy miskyk in hierdie ratreis. Leer om 'n bietjie te drink. Want jy gaan nooit die mis, die heelal kan vasgryp nie. Dis die ironie van die lewe. Jy gaan nooit die mis, die genoeg, die heelal kan vasgryp nie. Leer om 'n bietjie te drink. Here, maak dan ook nou vir ons die tafel gereed, wanneer kerkraadslede asseblief julle vir ons die tafel gereed kan maak. Maak asseblief Here vir ons dan ook die tafel gereed. Die probleem waarmee ons ook sit, ten slotte, en dis wat die nagmaal vanoggend gaan uitbeeld, ons almal soek na aanvaarding, ons sal almal soek na goedkeuring. Ons is almal op soek na dit. Mense moet my tog asseblief net like. Mense moet asseblief tog net nie sleg dink van my nie. Ek wil net hê dat mense moet van my hou. En mense moet asseblief tog nie my foute raak sien nie. En wat die nagmaal vanoggend vir jou en vir my sê, is Jesus hierdie wel raak gegryp. Hy is die enigste wat die wel kon raak gryp. Hy is die een wat sê, my kind, genoeg is genoeg. En hierdie is vir jou genoeg. Ek is nie 'n mens wat sê, ek is nie 'n ag foei tog, aandag soek mens nie. Maar die een ding wat die Here vir my in daai hospitaal ICU bed gesê het, is stadiger. En hy het my gestuur om vanoggend vir jou te sê, stadiger. Moenie die drukkies mis wat jy kon gekry het nie. Omdat jy net gou besig is met hierdie ding. Net gou so klaar maak. Want vir Jesus was interruptions belangrik. Maar kom 'n vrou vat in sy kleed en hy sê nie, wag, ek is op pad na Jairus se huis toe vir sy dogtertjie wat besig is om te dood te gaan nie. Jesus sê, waar is hierdie vrou? Vir hom is interruptions belangrik. Mag ons die waarde daarvan raak sien. En die mense word wat sê, nie nou nie, ek is op pad na Jairus se dogtertjie toe. Mag ons die Jesus wees wat stil staan en die oomblik erken wanneer mense my nodig het, die oomblik erken waar ek verskil kan maak, die oomblik erken waar 'n bietjie joy is, die oomblik erken waar nou saak maak. Nou mag ons leer om stil te staan soos Jesus en nie na Jairus se huis toe te hol nie, maar te besef, dis die hier en die nou, soos prediker ons leer. Amen.